Môre en baie welkom vanoggend. Ek is bly om so baie gesigte te sien. Ek moet sê ek het persoonlik gehoop die reën hou nog vandag aan want dit is verskriklik warm. En ek dink ek het al so 4 kg verloor die afgelope week van net sweet. En dis net om stil te sit. Dis nie eers dat ek gaan gym of iets nie. So maar in elk geval, ek's bly om julle vanoggend hier te sien. Ek wil eintlik net gou vinnig vir julle net wys hoe lyk die kerk se nuwe webwerf en net bietjie vertel van hoe jy meer ingetune kan wees met die kerk en wat hier by die kerk gebeur. So, ek gaan gou vinnig vir julle hierso 'n videoetjie speel, so julle kan net daar kyk. So, soos julle gesien het, dis nou die voorblad van die webwerf. Al die gebeure wat by die kerk op is, gaan daarop wees en ons klomp ander goed ook daarin. Ons verskillende bedienings wat daar is, ons kinders, ons laerskool, ons tieners, ons jong volwassenes, is alles daarin. Hoe jy kan betrokke raak by byvoorbeeld projekte wat ons gaan doen, uitreike, daar's ook goeders daar. So gaan gerus, gaan kyk, dis kuierkerk.org, gaan speel bietjie daar rond, kyk wat is alles daarso. Daar's vormpies wat jy kan invul vir goeders. So as jy gebed nodig het, is daar 'n gebedsvorm. Ons lidmaatvorm is daarop. As ons 'n wens gaan hê, kan jy daarop registreer. Dit gaan ook elke week uitgestuur word op WhatsApp en op e-posse. So, as jy nie hou van e-posse nie, kan jy net uit dit uitgaan van self. Ons gaan dit nie op jou afforceer nie. Maar, dis nou ons nuwe stelsel wat in plek gekom het. Julle dalk nou gesien die afgelope paar weke, het ons gevra dat julle ons vorms invul. En dis eintlik net sodat ons nuwe inligting het op die nuwe stelsel. En buiten vir dit, wil ek eintlik vir julle dankie sê. Want is te dank aan almal van julle dat ons dit kan doen, en dit kan regkry, en dit maak ons lewe en julle lewe net soveel makliker en eenvoudiger. So as julle enige vrae het, is julle welkom om uit te kom vra. As julle sukkel met die lidmaatvorm, daar's ons QR codes, jy scan hom, jy vul hom in. As jy dit nie reg kry nie, kom kry my, ek sal jou help met liefde. Maar anders as dit, wil ek vir Zelda oproep, en ek wil julle net dankie sê vir julle tyd, en geniet die diens. As daar nog enige kinders is of hoërskoolkinders, julle is welkom om agter te beweeg daar na daai deur toe uit. Ons kom vanoggend ook by mekaar. Enige tieners of jong volwassenes, kom praat na die tyd met my. Ek gaan daar by die deur wees. Ons kom ook by mekaar op Woensdae. So, dankie. Zelda, oor na jou toe. Goeiemôre, dankie. Kan sê die backup ook. Baie welkom by vanoggend se erediens. Kom ons staan en dan loof ons die Here. Saam na die harties kuierkerk en verheerlik God se naam. Want ons kuier lekker saam as ons al ons offers bring na die harties kuierkerk. Kom ons drink nou van die water, die helder suiwer water, saam met geliefdes van die water wat vloei uit die troon van God. Ons sal ons nooit vergeet, hier by die kuierkerk, die teenwoordigheid van God se Gees. En die kinders langs aan, sing ook almal saam, as deel van die kuierkerk. In the sweet by and by, we shall meet at that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet at that beautiful shore. Elke Sondag kan ons sien hoe vriende mekaar dien, hier by die kuierkerk. Ons is almal dan daar en ons bid vir mekaar, hier by die kuierkerk. Rusten, veilig beskerm teen alle vrees. Rusten,
Baie jare is verby, maar die plek was reeds berei, hier teen die Schemerberg. 'n Liefdes by die Heer, vergeet ons nimmer meer, hier by die kuierkerk. I'm redeemed by love divine, glory, glory, Christ is mine, all to Him I now resign. I've been redeemed, I have been redeemed. Ek is gered, hier Jesus bloed, en vol vreugde, God is goed. Vir die week het ek weer moed, ek is gered, by die kuierkerk. Graag wil ek geluk sê met die volgende verjaarsdag. Vandag Tristan Alexander, die 3de Eben Sam, die 4de Melanie, die 5de Adrian Precious Courtier, die 6de Bianca, die 7de Daniel Joshua Louis, Annette, Manfred en Kalinka. En ons bid dat dit vir elkeen van hulle geseënde jaar sal wees. Graag wil die gemeente u uitnooi om by die Here te gaan hoor waar u as 'n vrywilliger kan dien, om diensbaar te wees in die gemeente. Daar is verskeie areas wat regtig hande sal waardeer, so gaan hoor by die Here en kom meld aan. Daar is iets unieks in jou wat die Here in jou geplaas het, wat 'n verskil kan maak in hierdie gemeente. So gaan hoor vir ons by die Here en dan kom gesels gerus met Anton of met Andrew indien julle weet soos jy weet, hier gaan ek 'n verskil maak. Ons wil julle herinner aan die Philemagie projek. Ons benodig koffie, suiker, noedels en tomatiesmoor. Kom ons raak dan stil en dan verontmoedig ons onsself vanoggend voor die Here. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, hier waar ons vanoggend die voorreg het, asof
gemeenskap van gelowiges bymekaar te wees. Here, wat ek vanoggend bid, dat die woorde wees stil en weet, ek is die Heer, 'n werklikheid in my lewe sal wees. Dat ek dit reg sal kry om stil te wees in my gedagtes, in my emosies, in my besige skedule, sodat ek in daardie oomblikke U kan raak sien. Here, dankie dat ons kan weet U is die Heer van alle Here. U is die koning van konings. U is die groot geneesheer. En vanoggend kom sit ons elkeen wat sukkel met gesondheidsprobleme voor U voete, Heer. Here, vanoggend bid ons vir Gert Meyer wat aansterk by die huis na sy breekoperasie. Wees U ook daar met hom. Here, ons bid vir Lianneke Moller se gesondheid, waar sy vroeg gebore is. Here, dankie dat U in daardie hospitaalkamer is. Here, vir elke familie wat hulle by 'n hospitaalbed bevind, bid ons en ons vra, Here, bring U vrede en U teenwoordigheid in daardie oomblik in. Vir elkeen wat stoei met iets by die huis. Here, mag ons weet, wees stil en weet, ek is die Heer. Here, dankie dat ons vanoggend elke uitdaging en elke probleem voor U voete kan kom neersit. En in hierdie oomblik kom gee ons oor, want U is die Here, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ons gee alle eer en alle dank in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan vir die volgende 3 liedere en ons aanbid die Here. Ek roep U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trou en liefde by U Heer. Ek wil voor U aanmag buig, met my hele hart getuig, van U groot ontferming, genade vir 'n sterwe. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My liefste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U aanmag buig, met my hele hart getuig, van U groot ontferming, genade vir 'n sterwe. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ek wil voor U
trane vir 'n sterwe. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Ek maak nou my hart oop, dat die daarin kan woon. Vergewe my sonde, en maak alles skoon. Ek wil graag u kind wees, en rein voor u staan. Opnuut weer gebore, ek neem Jesus nou aan. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. As 'n offer aan u, heilig dit Here, aanneemlik vir u. Als wat ek is, kom ek vir u gee, kom ek vir u gee. U sien nou die koning, u sien nou die koning wat in my regeer. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Slegs u wil, Heer, u wil met my. U potte bakken, met my die klei. Vorm my en maak my
slegs U wil, Heer, U wil met my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. U is die lewe, wil my hersken. U weet die beste, net U kan red. Hou my gewillig onder U hand. Lei my emosies, krag en verstand. U wil ek lief hê, navolg en eer. U is almagtig, U moet regeer. Kan sit. Bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet. In hierdie oomblik is U hier. U was reeds hier en sal altyd hier wees. En daarom bid ek vanoggend, waar ons hier na die woord luister, Here, dat kom o Skeppergees en kom maak dit nuut. Kom maak dit vars. Kom o Skeppergees en laat U wind deur my waai. En verwyder dit wat nie van U af is nie. Verwyder die eie ek. Verwyder my selfsug. Verwyder my bitterheid. Kom o Skeppergees en kom maak ons in hierdie oomblik stil en ons harte oop om te ontvang. Dankie Jesus dat ons kan weet U is hier. Dankie Jesus dat ons kan weet U ken ons op die naam. En vanoggend kom gee ons oor. En ons skoop opnuut hierdie tyd uit. En ons sê in hierdie oomblik rig ek my gedagtes en my hart om te fokus op U alleen. In Jesus se naam. Amen. Nou in Matteus 25 kry ons die bekende verhaal. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in hulle houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie.
Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Nogal harde woorde om te hoor. Ek ken julle nie. Hier staan mense voor Jesus en hulle is besig om 'n gelykenis te hoor en hy vertel 'n gelykenis wat hulle verstaan. Iets uit hulle daaglikse praktyk uit. Hy ontmoet hulle op hulle vlak. En die wonderlike van my daarvan is dat Jesus vandag nog steeds ons wil kom ontmoet waar ons is. Hy wil kom inspraak lewer in daardie praktyke van jou wat vir jou alledaags en bekend is. Dat jy self sal weet, daardie wat vir my bekend is, hierdie waarmee ek nou besig is, doen ek dit tot eer van die Here. Die gebruik was dat met die aanvangs van 'n bruilof sou vriende die pad verhelder met olielampies tot by die ouerhuis van die bruid. En hulle sou die bruidegom inwag om die bruid te gaan haal. Nou wanneer jy dink aan 'n bruid, wil ek hê dat jy moet dit verstaan vandag uit 'n Bybelse perspektief. Dit is 'n gelowige wat besig is om hom of haarself voor te berei vir die koning van konings wat kom. Dis 'n persoon wie se lewe ingerig is daarop. Ek sien uit na die koms van Jesus. En ek lewe my lewe daarvolgens as iemand wat weet, Jesus kom weer. Ons is die seuns en die dogters wat geroep word vir 'n tyd soos hierdie. En die vriende wat dan nou gestaan het en hierdie pad verhelder het, argeologiese bewyse het gevind dat hierdie lampies 15 minute tot 30 minute lank sou brand. So die verstandige vriende sou dan ekstra houers met olie by hulle hê. Vanoggend wil ek by jou hoor. Hoe lyk die olie in jou lamp? Vir jou as 'n gelowige, is jy voorberei op Jesus se koms? Wie van julle het al op nommer 99 eers begin om jou tasse te pak vir 'n vakansie? Asseblief laat ek nie die enigste een wees nie. En dan kom jy daaraan, dan het jy die helfte van dit vergeet. So was ek 'n kind en uiteindelik het my ouers my bietjie meer onafhanklik gemaak en kan ek julle net herinner, ons ry van Messina af. Sun City toe. Dis 'n groot oomblik. En ons kom daar aan en omdat ek 'n nommer 99 mens is, het ek alles behalwe swemklere. En ons is by Sun City. En daar, tot my groot hartseer, moet ek 2 ure opgee om swemklere te soek. 2 ure wat ek nie by 'n waterglyplank kan afgaan nie. Uiteindelik kom ek op universiteit en mense sal dink dat hierdie gewoontetjie uiteindelik sy pad sou vat. Maar nee. Ek kry dit reg om keer op keer, al het ek die opdrag 3 weke terug ontvang, dit op die laaste middag te begin. En dan, teen die aand 12 uur, dan begin ek met myself stry. Hoekom doen jy dit aan jouself? Ek begin angstig raak en vrees pak my beet. Alles omdat ek nie voorbereid was nie. Uiteindelik het ek ontdek, voorbereiding haal die angel van angs uit 'n situasie uit. Voorbereiding maak die deur toe op twyfel. Voorbereiding laat geen ruimte vir vrees nie.
Want ek weet met 'n sekerheid soos ek weet, ek is gereed vir hierdie oomblik. Dit laat ruimte vir, as ek dalk iets tekort kom, het ek nog tyd om dit by te voeg. En daarom vanoggend, in ons geestelike reis, moet ons mekaar afvra, is jy voorbereid? Is jy voorbereid? Jy het nie nodig om jouself te gaan vra wanneer jy voorbereid is, ken die Here my op die naam nie, want jy sal weet met 'n sekerheid, hy doen. Jy gaan nie vrees vir die oomblik wat Jesus terugkom nie, want jy gaan weet met 'n sekerheid, jy is gereed vir hierdie oomblik, so gereed soos wat jy ooit sal kan wees. Die angel van ongemak word verwyder, van wonder daarmee heen. Is jy voorbereid? Sekerheid vind ons slegs op een manier. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Dis om seker te wees en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Sekerheid kom vanuit my geloof in 'n drie-enige lewende God. 'n God wat vir my veg, 'n God wat by my is elke oomblik, 'n God wat vir my die lig op my pad is. Die sekerheid kom daarin wanneer ek weet, ek het gekies om hom aan te neem en om hom my Vader te noem. Ek is seker daarvan want ek glo dit en sodra ek dit glo, ontvang ek hoop as 'n anker. En sodra ek in die onmoontlikste situasie kom, wat alle twyfel wil toelaat en alle vrees wil begin skree in my ore, gryp ek vas met 'n sekerheid aan hoop as my anker. Waar hoop is, kan die lig weer brand in die donkerste van donkerste oomblik. Waar hoop is, kan ek weet, my lampie se olie is daar. Is beskikbaar vir my in hierdie oomblik waar ek nie weet hoe die pad lyk nie. Hoop sal vir my die pad verhelder, sal vir my die lig gee tree vir tree, totdat ek weer by die tuiste van genade en vryheid kom. Die tuiste waar ek vry is van hierdie vrees, hierdie angs en hierdie kommer. Ons het nodig om te glo, om die sekerheid te ontvang, om hoop wakker te maak, sodat die lig in my lewe helder kan brand. Vanuit hoop word dankbaarheid gekweek. En iemand wat dan dankbaar begin leef, sien uit met 'n verwagting na dit wat nog kom. Na dit wat ek nog nie eers sien nie, maar ek weet met 'n sekerheid dis op pad. Die beloftes van die Here oor my lewe is op pad. Dit wat hy sê in sy woord is 'n werklikheid, nie 'n droom nie. Iemand wat dankbaar leef, leef nou vanuit 'n hemelse perspektief. Wie van julle sukkel net so in die aande met muskiete? Dit is 'n geraas in jou ore. Jy kry nie geslaap nie. En dit voel vir my, het julle vanaand afgespreek om ons aan te val. En dan gaan haal my man die parafienlampie en hy sit dit aan en skielik is daar lig in die donkerte. En die probleem is nie meer daar nie. Ons perspektief het verander. Van kan hulle net wegbly na die lig verdryf die duisternis. Die lig het die uitdaging stil gemaak. My perspektief het verander. Waarop fokus jy die oomblik? Dankbaarheid kweek 'n hemelse perspektief, om raak te sien dat hy is die lig op my pad. En al wat hy van my vra, glo
jy? Glo jy? En omdat ons dan glo, kan ons lewe soos mense wat in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie. Ons leef dan soos die verstandige meisies wat oliehouers gereed het vir enige oomblik, vir enige situasie. Ons is gereed, want ten spyte daarvan dat ons in 'n gebroke wêreld leef, ten spyte van uitdagings, weet ons hoop en ons bron van lig is Jesus Christus. En hy het ons kom vul met sy Heilige Gees, en al wat hy vra is, wees stil en weet, ek is die Heer. Jy sien, die onverstandige meisies wou skielik rondhardloop en olie gaan soek. Aanvanklik wou hulle dit by die een langs hulle kry. Maar waar jy geplant is, in jou wêreld, in jou omstandighede, het jy die verantwoordelikheid om self seker te maak, is ek gereed? Is my verhouding met die Here daar? Ken ek hom op die naam? En ken hy my op die naam? Ken ons mekaar intiem? Want niemand anders kan dit vir jou doen nie. Niemand anders kan 'n pad saam met die Here stap vir jou nie. Jy alleen het nodig om die Here se hand te vat en te sê, Here, wys my die weg en die waarheid. Sodat jy kan sê, ek is gereed as hy nou kom. Ek is gereed as hy môre kom. Maar ek is gereed. Nou dit alles klink baie vroom. Dit klink dalk soos jy weet dit, dis kennis wat jy saam met jou dra. En daarom het ons nodig vanoggend om by die allerbelangrikste vraag dan stil te staan. Is jy werklik gered? Is jy 'n kind van die Here? Dit het my hart gebreek toe ek die een dag by 'n tannie kuier en ek weet sy stap 'n pad met die Here al vir baie jare. En sy begin wonder, maar is ek gered? Christus wil vir jou daardie sekerheid kom gee. En daardie sekerheid kom deur 'n vraag. Hoe voel jy oor jou hartsverhouding met Jesus Christus? Want hy het aarde toe gekom sodat jy die ewige lewe kan hê. Nie uit jou eie verdienste nie, maar omdat ons 'n liefdevolle Vader het, wat jou op die naam roep en jou uitnooi, kom wees deel van die koninkryk van God. En dis 'n vraag wat jy moet antwoord. Wil jy gered wees? Wil jy 'n kind van die Here wees? Wil jy totaal en al uitverkoop wees aan hom? Is jy gered? Nou as jy gebore word op aarde, dan ontvang jy 'n geboortesertifikaat en daar is die bewyse daarvan, jy is op hierdie plek, hierdie datum gebore en hierdie is jou ouers. Jy is dan die resultaat of die kombinasie van die DNS van jou ouers. En soos wat ons groter word, sal mense vir jou begin sê, jy lyk soos jou ma of jy lyk soos jou pa, of ek het jou pa al dit sien doen en nou doen jy dit. Ons begin maniertjies aanleer en ons begin gewoontetjies doen. Partykeer sonder dat ons weet, ons modelleer dit wat ons ouers doen. Want dit is in ons DNS. Dit is deel van wie ons is. Maar wanneer ek en jy sê, ons kies om nou vir Christus te lewe, dan kry ons 'n tweede geboorte. Ons kry 'n datum
by Jesus Christus. Hierdie dag is die dag wat ek my hart en my lewe opnuut aan hom kom gee. Ons het nou 2 stambome. Die DNS in ons lewe verander nou. Ek kan nou nie meer wegkruip agter die verskoning, maar my ouers het dit so gedoen nie, en daarom doen ek dit nou so nie. Nee, want jou DNS verander. Jy word wedergebore, 'n tweede keer gebore, en God se DNS kom stroom nou deur jou en in jou lewe in. Jy lyk dalk nog soos jou ouers, maar jy vertoon nou anders. Jy skyn 'n onblusbare lig, die lig van die Heilige Gees. En jy modelleer nou die gedrag van 'n liefdevolle, perfekte Vader. Hoe lewe jy op die oomblik? Wie se gedrag is die gedrag wat jy volg? Loop jy in die skaduwee van die Almagtige Vader? Of soeg en sweet jy nog daar buite in die son? Die Here wil jou kom vrymaak van die laste van gister, en hy wil vir jou 'n nuwe lewe kom gee, soos wat jy lewe kry die oomblik wat jy gebore is, wil hy vir jou kom lewe gee deur die Heilige Gees en die opstandingskrag van Jesus Christus. Hoe lyk jou lewe? So hoe kan jy vandag met sekerheid sê, ek is gered, ek behoort aan die Here? Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dit is my so wonderlik dat die Here se genade so groot is. Hy het al die harde werk om doen, dat jy dood eenvoudig net kan kom sê, Here, vanoggend wil ek U aanneem as my Vader. Kom woon en werk in my hart. Kom maak nuut. Kom verwyder dit wat nie van U af is nie, en lei my tree vir tree. In hierdie oomblik kom die Heilige Gees, en daardie lampie wat eens leeg was, en uit sy eie probeer brand het, word nou gevul met vars olie, en die lig in jou lewe word aangesteek. Jy gaan nie meer in die donker rondloop nie, want hy is nou die lig op jou pad. Is jy gered? Wat is ons Vader se antwoord hierop? 2 Korintiërs 6 vanaf vers 17. Dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle Vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Hy antwoord met oop arms. Ek is nou jou liefdevolle Vader. Ek wil jou lewe kom verander deur my Gees. Dis hoe ons lampie vol olie hou. Ons gaan sit in die teenwoordigheid van 'n liefdevolle Vader. Ons maak tyd vir hom. Ons leer hom ken soos wat ons eie ouers leer ken. Leer ons nou ons Vader ken. Intiem naby. Wanneer ek moeg en uitgebrand voel, moet ek weet, dis tyd om by hom te gaan sit. Dis tyd om myself te wortel in sy woord en hom te ken. As koningskinders is dit ons verantwoordelikheid. My en jou eie verantwoordelikheid. Maak tyd om by die koning van konings uit te kom. Dis maklik om uit herinnering ons geloof te leef. Maar dit is beter om God elke dag opnuut te ontdek en 'n nuwe dimensie van hom te leer ken.
Want dit kweek 'n verwagting en 'n opgewondenheid en 'n sekerheid, maar ek dien 'n lewende God. Want gister se teks praat anders vandag met my. Ons dien 'n lewende God en hy wil met jou tyd spandeer en hy wil vir jou elke oomblik van elke dag die sekerheid kom gee, jy is myne. As koningskinders het ons dan nou die verantwoordelikheid om die pad te gaan helder maak vir die wat hom nog nie ken nie. Ons het nodig dat ons lig sal skyn daar waar mense nie meer gehoor word nie. In 'n dorp wat geestelik honger en dors is. In 'n wêreld wat gebroke is. Ons het 'n verantwoordelikheid om uit te gaan na die nasies toe. Mag jou lig helder skyn. Mag jy weet, die oue is verby. Daardie ding wat jy saam met jou dra, wat jy so oorskuldig voel. Die Here het jou kom skoon was deur die bloed van die lam. Hy kom maak jou nuut en hy kom trek vir jou die klere van 'n oorwinnaar aan. Jy is vry van die laste van gister. Wanneer jy op hierdie punt kom met 'n sekerheid, jy is gered, met 'n oortuiging, ek ken hom op die naam, gaan jy nie anders om te sê, Here, in hierdie oggend en in hierdie oomblik en in alles wat ek doen en aanpak, gee ek my hart en my lewe, my gedagtes en my planne oor. Ek gee oor, sodat ek in ritme kan kom met die hartklop van 'n liefdevolle Vader. Ek gaan vra dat jy jou oë sal sluit. In hierdie oomblik wil ek jou uitnooi om net stil te wees. En as daar was wat jy gewonder het oor jou redding, wil ek vanoggend vir jou die woorde gee, niks kan jou skei van die liefde van God ons Vader nie. Ek wil jou vanoggend uitnooi om jou hart en jou lewe opnuut aan hom oor te gee, sodat jy kan vrykom van die las van bekommernis, van die las van angs, van die las van twyfel, sodat jy 'n vry, oorvloedige lewe kan leef, soos 'n kind van die koning. Want hy sê vanoggend vir jou, ek sal vir jou Vader wees en jou God wees. En die vraag is jy bereid om sy kind te wees? Wil jy sy hand vat elke oomblik van elke dag? Die uitnodiging sal altyd bly staan, want hy's 'n liefdevolle Vader wat vir jou wag met oop arms om weer tuis te kom. Hy skep vandag vir jou 'n ruimte van genade en vergifnis. En vanoggend nooi ons jou uit, hardloop in sy arms in. Gee jou lewe oor. En daarom Jesus, vanoggend wil ek bid vir elkeen wat hier sit en moontlik gewonder het of hulle welkom is in die huis van die Vader. Of hulle goed genoeg is om die liefde van 'n liefdevolle Vader, perfekte Vader te ontvang. Dat hulle vanoggend met vrymoedigheid na U toe sal kom, want U nooi ons uit. Kom na my toe, almal wat honger en dors is, en ek sal jou kom vul met die brood van die lewe en die lewende water. Kom na hom toe. Hy nooi jou uit en vat sy hand. Here Jesus, vanoggend gee ons opnuut ons hart en ons lewe in elke situasie oor in U hande. En ons sê, Here, U is die Here van my lewe. Here, ek kies om elke dag 'n pad saam met U te stap. Here, wys ons in daardie oomblikke
wat ons lig nie meer skyn nie. Dat ons sal weet, U roep ons om tyd saam met U te spandeer, om tyd met die woord te maak, om tyd in gebed deur te bring. U roep ons terug om 'n belydenis te kom doen. Dankie vir vergifnis wat ons vooruit gaan. Dankie vir oorwinning wat reeds bewerkstellig is. En vanoggend kom gee ons nie net ons hart en ons lewe nie, maar ons gee U alle eer en alle dank, want al die lof kom U toe. En ons sê vanoggend, dankie Jesus. Dankie Jesus vir die grootste offer wat U ooit kon gee, U eie lewe. Maar dankie dat U kom opstaan het, sodat ons in hierdie opstandingskrag deur die Gees kan beweeg en leef. En ons gee U alle eer daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. Bly volhard soos atlete. Dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrek, dat ons God se pad met volharding kan loop. Dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons roep. Vir die veer waarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons roep. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Ontvang die seën van die Here. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Amen.